Almagtige Vader, Here Jesus, ons voel vanoggend net soos die wyse manne en die skaapwagters, Here Jesus, waar hulle buig voor U, Almagtige God. Here, die Bybel bevestig dit, U woord bevestig dit, dat eendag gaan elke knie buig voor U, Jesus Christus. En elke naam gaan getuig dat U is God. U is ons verlosser, Here. Here, en daarom bevestig ek dit vanoggend, Here. Ons bevestig dit saam as 'n gemeente, wat Kersfees se fokus is op U, Here Jesus Christus. Dis op die geboorte van ons verlosser, die Seun van God. Here, dankie vir elke persoon wat U gestuur het vanoggend, Here. Dankie dat U ons wakker gemaak het en vir ons asem gegee het, nog 'n dag om vir U te lewe. Here, ek bid vir die boodskap vanoggend, Here Jesus. Ek vra vir 'n geseënde en 'n kragtige boodskap. Ek vra dat U pragtige Heilige Gees sal beweeg van persoon tot persoon en vir ons elkeen ons harte sal aanraak, Here. Ons begin hierdie Kersdiens in die naam van Jesus Christus. Amen. As julle kan maar sit. Ja, ek besef vanoggend, hierdie is ons heel eerste Kersdag diens by die gemeente. So, maar net weer eens baie welkom. So, vanoggend se boodskap is Immanuel, God by ons. En die skriflesing is Matteus 1 van vers 3, net vers 1 en 3, 1 vers 23, net een vers. Ek gaan vir ons lees. Die maagd sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring. En hulle sal hom Immanuel noem. Die naam beteken God by ons. En ek gaan nogals vandag, gaan ek spesifiek fokus op hierdie naam, Immanuel. So julle gaan dit heeltyd hoor. Ek fokus spesifiek op die naam. So om julle 'n bietjie agtergrond te gee, Jesus sal bekend staan as die God wat by ons is. Aan die ander woorde, deel van ons lewe, betrokke in ons elkeen se lewe. Dit is wat dit beteken. Die Bybel sê in Matteus 1 vers 23, ek lees vir ons weer, die maagd sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, en hulle sal hom Immanuel noem. Die naam beteken God by ons. Nou hierdie vers, is net om vir julle 'n bietjie agtergrond te gee, hierdie vers is gekoppel aan nog 'n vers in die Ou Testament, Jesaja 7 vers 14. Ek lees vir ons. Die Here sal daarom self vir julle 'n teken gee. 'n Jongvrou sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, en sy sal hom Immanuel noem, God by ons. En ek het eers gedog, dit is waar dit stop. Dis besef ek, nee. Hierdie vers is weer gekoppel aan nog 'n vers. Dit wys my so fantasties is die Bybel, nê? Die Bybel is baie kompleks, baie interessant. So hierdie vers is weer gekoppel aan Genesis 28 van vers 12 tot 15, 3 verse, waar Jakob het 'n droom gehad. Ek lees vir ons. Hy het gedroom, 'n leer staan op die aarde en die punt van die leer raak in die hemel. En engele van God klim op en af met die leer. Toe kom staan die Here by Jakob en sê, ek is die Here, die God van jou voorvader Abraham, die God van Isak. Ek sal die grond waarop jy lê vir jou en jou nageslag gee. Julle sal so baie wees soos die stof van die aarde, en jy sal jou gebied na alle kante toe uitbrei. En in jou en jou nageslag sal al die volke van die aarde geseën wees. Ek is by jou, hoor julle weer, Immanuel, nê? Ek is by jou, en ek sal jou beskerm waar jy ook al gaan. Ek sal jou na hierdie land toe terugbring, ek sal jou nie in die steek laat nie. Ek sal doen wat ek beloof het. So daar's een groot tema reg deur die Bybel. God by ons. Ons kan dit baie duidelik sien. Nou ek wil graag vanoggend 'n paar kort Bybelse verhale vir julle vertel. Dit is baie interessant.
Kom ons kyk eers na, en dit gaan vir ons 'n patroon wys. Julle gaan 'n patroon raak sien in die boodskap. Ek hoop julle sien die patroon raak. Kom gesels met my later as julle nie die patroon raak gesien het nie. Maar ek glo julle gaan die patroon sien. Kom ons kyk eers na Adam en Eva. So Adam en Eva lees ons in die begin, het God gereeld gewandel in die tuin. En ons kan sien dat God het gereeld gesprekke gehad met Adam en Eva. Gereeld het God met Adam en Eva gepraat. En hulle het met God gepraat. So dit is baie, baie duidelik, hulle het 'n verhouding gehad met God. God was betrokke gewees in hulle lewens. As ons kyk na Jona, die volgende kort verhaal, dan kyk ons na Jona. Ons ken die verhaal van Jona. Jona was mos ingesluk deur 'n groot vis. God het hom gestuur na 'n stad Nineve toe, of Nineve, om 'n boodskap te bring van bekering. En Jona het nie gehou van die mense nie, hy wou nie die boodskap gee nie, en hy gaan in 'n teenoorgestelde rigting, en toe kom daar 'n storm op die see. Hy was op 'n boot gewees, en toe kom daar 'n storm op die see, en Jona weet, dis God wat met hom praat, en hy spring in die see en 'n groot vis sluk hom in. En hy roep uit na God toe, en God red hom. So God hoor dadelik sy roepstem, en God beveel die vis om vir Jona weer uit te spoeg. En waar spoeg die vis vir Jona uit? By Nineve. So by Nineve. So God se wil sal geskied. So God was by Jona gewees. Hy was heeltyd by Jona gewees. Jona was nie alleen nie. Hy het Jona se roepstem gehoor en God red hom. Selfs as ons kyk na die profeet Elia. Elia was 'n baie kragtige profeet gewees. Elia het baie wonderwerke gedoen. Ons kan baie duidelik sien in die skrif dat hy was baie braaf gewees. Hy het gereeld valse profete vermaan en gewaarsku. Hy het ook die seun van 'n weduwee opgewek uit die dood. Baie kragtige dade gedoen. Elia was 'n kragtige profeet met 'n groot anointing bo op hom. Maar daar was ook tye gewees wat Elia bang was. Hy het bang geraak partykeer en depressief. Maar God was by Elia gewees. Ek gaan nou meer uitbrei oor hom. Maar God was by Elia gewees. God het kragtig gewerk deur Elia. Hy was betrokke in Elia se lewe gewees. Selfs as ons kyk na die verhaal van Hanna. Hanna was 'n onvrugbare vrou gewees. Sy was onvrugbaar gewees. En sy wou baie graag 'n kind gehad het. En toe bid sy na God en sy smeek, hulle noem dit 'n smeekgebed. Sy smeek God vir 'n kind. En God hoor haar roepstem. En God gee vir haar 'n kind. God was deel van Hanna gewees. Van Hanna se lewe. Nee, Hanna het 'n verhouding gehad met God. God was betrokke met Hanna se lewe. Selfs as ons kyk na Dawid. Dawid was ook 'n baie unieke persoon gewees. Dawid was op tye baie braaf gewees. Ons weet die groot verhaal van Dawid waar hy die groot reus verslaan het en hy het baie sukses gehad in oorloë. Maar daar was ook tye gewees wat Dawid bietjie droog gemaak het. Jy weet, Dawid het maar 'n bietjie, soos hulle in Engels sê, hy het 'n wandering eye gehad. Sy een oog het 'n bietjie links gekyk terwyl die ander een reguit gekyk het. Hy het 'n bietjie gekyk na vroue. En daar's 'n vrou waarna hy gekyk het terwyl die vrou gebad het, Betseba. En toe gaan Dawid nogals verder met dit. Toe beplan hy die moord van haar man. So Dawid het baie foute gemaak, maar een baie mooi ding van Dawid is, elke keer as hy 'n fout gemaak het, het hy weer teruggekom na God toe. Dan kom hy weer tot bekering. Hy gesels met die Here. En dit is baie interessant hoe die Here verwys na Dawid. God praat van Dawid in die Bybel as my vriend Dawid. Dit beteken daar was 'n baie noue verhouding gewees tussen God en Dawid. God was lief vir Dawid. God is by Dawid. As ons kyk na die verhaal van Sadrag, Mesach en Abednego, julle ken daai verhaal van die 3 mans wat nie wou buig voor 'n afgod nie. Want hulle buig net voor ons God, die God van Israel. En daarom is hulle gegooi in 'n vuuroond. En terwyl hulle in die oond sit, of in die oond staan, toe sien hulle daar staan 'n 4de persoon, langs hulle in die vuuroond,
Daai vuuroond was so warm geweest dat dit die mense naby begin brand. Maar daar was 'n vierde persoon saam met hulle in daai vuuroond. Dis die Here Jesus gewees wat saam met hulle in daai vuuroond was. Saam met hulle in hulle, soos hulle in Engels sê, in hulle suffering was Jesus daar. Maar hulle het nie gesuffer nie. Die vlamme maak hulle niks. Hulle brand niks. Niks word eers geskroei nie. Jesus is by hulle in daai situasie. Immanuel, God by ons. Hy's deel van ons lewe. Dan as ons kyk na Petrus, nie bekommer nie, ek het nie 100 voorbeelde nie, ek het net 'n paar voorbeelde, maar selfs as ons kyk na Petrus was op 'n dag saam met die disippels gewees op 'n boot, toe kom daar 'n storm op, en Jesus kom nader aangeloop, en Jesus sê vir Petrus, hy nooi vir Petrus uit, om ook op die water te stap, nader na Jesus toe. En Petrus het 'n paar tree geneem. Maar toe begin hy bang word, hy sien die storm kom op, hy sien die sterk wind, en die golwe, en hy raak bang, en hy skrik, en hy begin twyfel. En net so, toe begin hy insak in die water in. Maar Jesus kom vinnig nader, en hy gryp vir Petrus se hand, en hy red hom. Petrus roep uit, Here, red my! En die Here red onmiddellik vir Petrus. Jesus was daar, Jesus was nie ver gewees nie. Hy was daar, en hy kom dadelik tot redding van Petrus. Daar was ook 'n vrou gewees wat 12 jaar lank gely het aan bloedvloeiing. En geen dokter kon haar genees nie. Die Bybel sê sy het al haar, soos hulle in Engels sê, life savings gespandeer vir mediese hulp, en geen dokter kon haar help nie. En eendag toe loop Jesus daar verby, toe dink sy by haarself, as ek maar net aan die soem van sy klere kan raak, sal ek gesond word. En sy druk deur die mense, terwyl Jesus daar loop, druk sy deur die mense, en sy val neer op die grond, en sy raak aan Jesus se soem, en onmiddellik gaan daar krag uit vanaf Jesus. En Jesus stop, en hy vra, wie het aan my geraak? Hy het gevoel dat krag uitgegaan vanaf hom, en onmiddellik is hierdie vrou gesond. Onmiddellik, ten volle, nie net 'n bietjie gesond nie, sy's 100% gesond. En Jesus antwoord haar, dogter, jou geloof het jou gered. So daai dag is sy genees, maar sy het ook tot geloof gekom. Baie mooi verhaal. God was by haar. Hy noem haar dogter, nê? Ek kan ook praat van die man wat langs Jesus gehang het aan die kruis. Ons weet mos, daar was 2 mans gewees, een links en een regs van Jesus, wat ook gekruisig was. En die een man het begin gesels met Jesus, hy het tot bekering gekom. Die verklarende Bybel sê, dit was 'n vorm van bekering. En hy sê vir Jesus, onthou my asseblief vandag, wanneer u in u koninkryk ingaan. En Jesus antwoord hom, ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Met sy laaste paar asems roep hy uit na Jesus. En Jesus red hom net daar, bo op die kruis. Soos 'n stuk gebrande hout ruk Jesus hom uit die vuur uit. Net is hy gered, bo op die kruis. God is by hom. Jesus is by hom. Jesus kom tot sy redding. Sekondes voor sy dood. Immanuel, God by ons. Die teksvers, die maagd sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, en hulle sal hom Immanuel noem. Die naam beteken God by ons. Dit is wat Christendom so uniek maak, nê? Ons God is nie ver of te ver van ons af nie. God is by ons. Hy's binne bereik. Hy's glad nie ver nie. Hy's deel van jou lewe. En julle weet, daar's baie sulke verhale in die Bybel. Ek moes nou onderaan stop. Ek het eers gestop, toe sit ek nog een by en nog een by. Toe besef ek, nee, die Bybel is vol sulke bewyse, sulke verhale waar God heeltyd betrokke is in die mense se lewens. Hy kom heeltyd tot hulle redding. Hulle roep na hom uit en dadelik red God hulle. God antwoord hulle gebede, hy hoor hulle gebede. Daar's baie sulke voorbeelde.
Maar as jy mooi geluister het na hierdie verhale, dan sou jy agtergekom het, God was nog altyd daar. Selfs in jou eie lewe. God was nog altyd daar. God was by elkeen gewees, selfs by jou wat hier sit vanoggend. God was by Adam en Eva gewees. Nadat hulle droog gemaak het, roep God hulle nader. Die verhouding het seer gekry, maar God wil dit herstel. God was by Adam en Eva. God was by Jona en die vis, toe hy benoud uitroep, antwoord God hom en red hom. God se wil sal geskied. God was daar. God was by Elia gewees in sy brawe dae en in sy depressiewe dae. God was daar, toe hy weggekruip het in die Kitspruit, oos van die Jordaan. Hy kan water drink vanuit die spruit en God het die kraaie opdrag gegee om vir hom kos te vat. Nee, die kraaie luister vir God. Dis interessant. God is in beheer. God is by Elia in daai situasie. God was by Hanna gewees. Hanna se gebed bereik God se ore en God kom tot Hanna se redding. Hy gee vir haar 'n kind. God was by Hanna. God was ook by Dawid gewees, selfs in die tye wat hy droog gemaak het. Groot sukses, maar ook wanneer hy droog gemaak het. God was by Sadrag, Mesach en Abednego. God se oë was gefokus op daai 3 manne gewees. En God beskerm hulle in daai vuur. Immanuel. God was by hulle. God was ook by Petrus gewees. Selfs in die dae wat hy getwyfel het, was God daar, by hom. God was ook by die vrou wat gelei het aan bloedvloeiing. God noem haar dogter. Dogter van God. Sy het genesing en redding ontvang. Sy is nou 'n dogter van God. God was ook daar, by haar. Die man wat langs Jesus gekruisig was, terwyl Jesus, is mooi daaraan dink. Dit wys mens Jesus se karakter. Terwyl Jesus in verskriklike pyn daar hang, terwyl die spykers hom deurboor en hy's besig om te sterf, is hy besig om die persoon langs hom te red. Jesus was daar. Hulle sal hom Immanuel noem. Die naam beteken God by ons. Hy's nie ver nie. Dalk wonder jy vandag, nou hoe is God naby my? Hoe is hy by ons? Op watter manier is God by ons? Die Bybel sê God is glad nie ver nie. Kyk wat sê Handelinge 17 vanaf vers 24 tot 28. Wat sê God wat die wêreld met alles wat daarin is gemaak het. Hy is die Here van hemel en aarde en hy woon nie in tempels wat deur mense gemaak is nie. Hy het ook nie nodig dat mense hom versorg nie. Inteendeel, dit is hy wat aan almal lewe en asem en alles gee. So hy voorsien ons. Hy sorg vir ons. Uit een mens het hy al die nasies gemaak. So al die nasies wat jy al ooit in aanraking gekom het, uit almal gemaak. Hy het hulle gemaak om oor die hele aarde te woon. Hy het bepaal hoe lank hulle sal bestaan en waar hulle sal woon. Ja, baie keer dink ons maak die keuse. God bepaal dit. God het hulle gemaak om hom te soek. Al sou hulle ook moes rondtas om hom te vind. Hy is nie ver van enige een van ons nie. Hy is nie ver nie. Want deur hom lewe ons, beweeg ons en bestaan ons. Of soos party van julle digters ook gesê het, ons stam ook van hom af. Immanuel, God by ons. Die Bybel sê ook in 1 Korintiërs 3, weet julle nie dat julle die tempel van God is en dat die Gees van God in julle woon nie? En die Gees van God leef binne in die gelowige. Die Gees van God lewe binne in die wedergeborene, in die geredde persoon. God troos jou, dit is hoe hy by jou is. Hy troos jou, in Engels is dit comfort. Die Heilige Gees comfort jou. God help jou. God sorg vir jou.
God gee jou raad. As jy uit raad uit is, dan sê die Bybel, bid en God sal jou help. Hy's nie ver nie. God gee vir jou liefde, vrede en genade. Al hierdie 3 is goddelike. Goddelike liefde, goddelike vrede en goddelike genade. Die naam Immanuel wys ook op 'n verhouding met God. Wanneer ons dieper gaan in hierdie boodskap in, dit wys na 'n verhouding met God. Oor jou saak is reg met die Here. Immanuel, hy leef binne jou. Die Gees van God leef binne jou. Oor God is voor jou, God is agter jou, God is links van jou, God is regs van jou, hy is bo jou en hy is binne jou. Jy word deurdring met die Heilige Gees. Oor elke liewe spasie en gedagte binne jou word gevul met die Heilige Gees in totaliteit. En dalk wonder jy vanoggend, wat van die ongelowige, wat van die ongeredde persoon? Vir die ongelowige is God net 'n gebed ver weg, net 'n gebed. Immanuel werk ook met die ongelowige. Hy werk ook met die ongeredde. Hy's nie ver nie. Die Heilige Gees reik gereeld uit na die ongelowige en die ongeredde. Die Heilige Gees sal gereeld fluister in hulle oor, keer terug na my, kom tot bekering, keer terug na my. Hy werk met die ongelowige en die ongeredde ook. Daarom gaan niemand eendag 'n verskoning kan hê nie. Immanuel is net 'n gebed ver weg. Hy wag vir die uitroep van die ongelowige. Hy wag vir die uitroep van die ongeredde. Hy wag. En daar is baie getuienis, mens kan dit gaan opsoek. Daar is verskriklik baie getuienis en verhale waar dit gebeur het, waar mense uitgeroep het vanaf 'n nagklub, 'n nightclub, of vanuit 'n brothel uit, of vanuit verslawings uit, roep hulle uit en God red hulle binne in daai situasie. Hulle kom tot redding. Daar is nie 'n plek waar God nie is nie. Die hele hemelruim en die hele aarde is gevul met God se teenwoordigheid. En ek weet nie of julle die geskiedenis ken van Nieu-Seeland nie. Dalk die mense van julle, as daar iemand is hierso wat bietjie te doen gehad het met die Maori geskiedenis, gaan hierdie dalk vir jou bekend klink. Maar hierdie is verskriklik interessant. Die heel eerste evangelis, Samuel Marsden, het in Nieu-Seeland aangekom in 22 Desember 1814. So voor dan was die evangelie nog nie hier gewees nie. Maar weet julle wat is interessant van hierdie verhaal? 48 jaar vroeër, nog voor hierdie evangelis sy voete hier opgesit het, op Nieu-Seeland grond, 48 jaar voor dit, was daar 'n persoon gewees hierso, wat 'n visioen gehad het. En in die visioen het dit vir hom gesê, dit was 'n Maori chief, Toirua Ikariki, het 'n visioen gehad in 1766, en die Here het vir hom gesê, Christians would come. They would bring the message of a good God, whose name would be Son who was killed. In Afrikaans, die Christen kom met die boodskap van die goeie God, wie se naam is die seun wat gesterf het, of die seun wat gekruisig is, Immanuel. Dis dieselfde een. Interessant, nê? Die evangelis het dalk moontlik gedink, hy is die een wat die evangelie gaan bring, wat vir God gaan bring op die boot. Maar God was klaar hier. Die Heilige Gees was al klaar in Nieu-Seeland gewees. Hy het die grond voorberei vir die evangelis. Want 'n mens kom tot redding deur hoor, nê? Mens hoor die boodskap en so kom mens tot redding. Die Heilige Gees was klaar hier gewees, teenwoordig. Immanuel, God by ons. Daar is nie 'n plek waar God nie is nie. So waar bevind jy jouself vanoggend in hierdie Kerstydperk? Julle weet, ons almal ervaar dit anderste. Dalk ervaar jy groot blydskap, dalk ervaar jy groot liefde. Maar weet, ek het nogals vanoggend,
toe sien ek 'n ding op sosiale media van 'n vriend van my, waar hy die teenoorgestelde ervaar. Sy pa is 'n paar maande terug oorlede. Vir hom is dit nie 'n goeie tyding nie. So dalk is jy hartseer. Dalk dink jy aan terug aan geliefdes wat oorlede is. Maar waar is jy in hierdie Kerstydperk? Dalk is jy depressief. Jy sal dit nie vir iemand sê nie. Dalk is jy siek. Dalk sê jy dit ook nie vir iemand nie. Dalk is jy alleen. Maar luister mooi. Die boodskap vanoggend is Immanuel. God by ons. Jesus is by ons wanneer ons deur donker dieptes gaan, selfs wanneer jy alleen voel. Jesus is by jou. Selfs wanneer jy deur versoekings gaan. Jesus is by jou. Hy gaan jou nie verlaat nie. Selfs wanneer die duiwel kom karring. Jesus is by jou. Jesus sal jou nie verlaat nie. Jesus is altyd by jou, oral waar jy gaan. Kom ek maak klaar. Ek sê weer, vandag se boodskap is Immanuel, God by ons. En as jy mooi geluister het, kan jy dit sien, daar's 'n patroon reg deur die Bybel, van Genesis af, het God tyd spandeer met Adam en Eva, met elke persoon reg deur die Bybel, tot by ons elkeen vandag. Die Here werk met ons elke ene op 'n unieke manier. Dalk het jy al tot redding gekom, dalk moet jy nog tot redding kom, maar die Here is besig met jou. En die Here sê vir ons elkeen vandag, kind van God, Immanuel, God leef binne in jou, kind van God. Amen. Kom ons maak ons oë toe. Almagtige Vader, Here, dankie dat ons hierdie Kerstydperk kan vier, Here Jesus, waar ons kan saamkom by families, Here Jesus. Waar ons in mekaar se geselskap is en persente oopmaak en baie kos eet, Here Jesus. Maar ons weet, Here, ons weet diep binnekant, daar is net een rede, Here. En dit is U, Jesus Christus, die Seun van God. Want so lief het die Vader die wêreld gehad, dat hy sy enigste Seun gestuur het, na die wêreld toe, na my, na jou, na elkeen hier vanoggend, sodat die wat in hom glo, die wat tot bekering kom, die wat uitroep vir redding, sal red. Dankie Here Jesus, dat ons bevestig dit, Here, die fokus is op U almagtige God. Dankie vir U groot liefde, Here Jesus. Here, en ons wil dit ook sê, almagtige Vader. Ons wil dit ook sê. Ons is lief vir U, Here Jesus. Here, gaan asseblief saam met ons hierdie Kerstydperk, almagtige Vader, en waar ons binnekort die nuwe jaar ingaan. Gaan saam met ons, Here. Gaan saam met ons, almagtige God. Ons wil hierdie jaar nie ingaan sonder U nie, Here. Want dan gaan ons faal. Ons gaan nie sukses hê nie. Ons wil ingaan met U almagtige God. Here, gee vir ons geleenthede hierdie nuwe jaar, geleenthede om te evangeliseer, om met mense die evangelie te deel, om 'n verskil te maak in hierdie samelewing, Here. Daar by ons werke, gee asseblief vir ons geleenthede, almagtige God. Ons eer U, Vader, Seun en Heilige Gees. Amen.